Handelinge 1 vanaf vers 1 sê die woord van die Here vir ons. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat bymekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy het gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Wat sê Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Net daar wil ons lees uit die woord van die Here en vertrou ons omdat hy sy woord in ons harte sal seën. Ek wil graag met julle praat oor die betekenis van die hemelvaart vir jou en vir my as kind van die Here vandag. Wat dit vir ons beteken dat die Here Jesus opgevaar het na die hemel. Die waarde wat daar vir ons daarin opgevat is. Ons kyk na die hemelvaart wat 40 dae na die gebeure van die kruis nou na vore tree. En die Here Jesus kom leer vir ons deur sy woord hoe dat hy met sy eie mense oor hierdie 40 dae besig was. Hy het nou klaar met die wêreld daar buitekant besig gewees en hierdie 40 dae het hy gefokus op sy disippels, op sy volgelinge, op die mense wat die naaste aan hom was. En met hierdie mense het hy baie dinge bespreek. Nou hierdie konsep van 40 kom baie in die Bybel voor en is interessant. Noag se groot vloed was vir 40 dae gewees, wat daar die groot vloed was omdat dit gereën het en die fonteine van die aarde oopgeskeur het. Vir 40 dae lank het God se oordeel oor die aarde uitgestort gekom in die vorm van 'n vloed. Dawid het geregeer vir 40 jaar en aan die einde van 40 jaar het Dawid daar die koningskap oorgegee. Moses was vir 40 jaar in 'n paleis, vir 40 jaar in die woestyn en hy het 40 jaar die volk gevat deur die woestyn om by die beloofde land uit te kom. Jesus was vir 40 dae versoek gewees. Die volk was vir 40 dae in die wildernis besig met God se voorbereiding vir sy werk om hulle die beloofde land in te neem. 'n Vrou is vir 40 weke swanger. Nineve ontvang 'n laaste boodskap. 'n Laaste kans vir 'n laaste oomblik van 'n bietjie genade wat vir 'n stad gegee word oor 40 dae. Is dit julle einde? Hierdie gedagte van 40 kom oor en oor in die woord van die Here voor. En dit gaan oor om 'n gewoonte af te leer. Hierdie 40 wys op dit wat afgehandel is. Na 40 dae was God se oordeel oor die aarde met Noag afgehandel. Daarna was daar vir maande nog steeds gevolge vir die oordeel en hulle kon nie onmiddellik met daardie skip of met daardie ark kon hulle nie gaan dok by 'n hawe nie. Dit het nog gevolge gehad. Dawid het geregeer vir 40 jaar en foute gemaak in hierdie 40 jaar en die gevolge van die foute wat gemaak was oor sy 40 jaar was nog steeds daar gewees vir geslagte daarna. So gebeur dit dwars deur die woord van die Here. Dat ons sien dat wanneer die Here 'n werk klaar gemaak het, dan gekoppel hy het aan hierdie 40 wat afgehandel is. En dis baie kosbaar. En net so begin die Here 'n werk in jou en my lewe, soos wat hy met hierdie naaste volgelinge van hom 'n werk begin het in hierdie 40 dae, om hulle te kom leer en te kom oortuig, om homself aan hulle te kom openbaar. En so sit ek en jy vandag hier, in Filippense 1 vers 6 sê die woord van die Here, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het,
dit sal volëindig tot die dag van Jesus Christus. Hy gee nooit moed op nie. Hy raak nooit moeg om weer met ons besig te wees nie. En hy gee vir ons hierdie wonderlike waarborg dat die werk wat hy begin het, sal hy in ons lewens kom afhandel. En dank die Here vir daardie wonderlike belofte, dat hy die God is wat 'n werk begin en 40 daarmee klaar maak. En dit blyk of die tol wat hierdie lewe op mense kom eis baie maal uitdagend is. Soms is dit moeilik. Soms gebeur daar dinge. Het jy al van mamma en pappa gesien? Partykeer is dit moeilik. Hulle het baie druk en baie stres, né? Partykeer is die lewe moeilik en moeisaam. Tog is die Here besig dag vir dag om met hemelse boublokke in ons lewens te kom inbou. En hierdie hemelvaart wat ons in hierdie aand vier, hou vir ons soveel belofte in. Hierdie hemelvaart is vir ons daardie bevestiging dat die werk waarvoor hy aarde toe gekom het, om te kom leef op die aarde sondeloos, te kom sterf aan die kruis sondeloos, en in die einde van dit alles deur die dood te gaan, op te staan uit die doodheid, en weer op te vaar na die hemel, is alles deel van hierdie werk, wat hy vir ons kom volbring het, om die saligheidsplan ons deel te kan kom maak. Want hy is die voltooier van dit wat hy begin het. En nie een van ons is volmaak nie. Nie een van ons kan sê, ons het geen fout nie. Weet, party van ons hou daarvan om te dink, ons is naby aan dit, maar ons is nie so naby aan dit nie. Maar dank die Here, dat die einde nie van jou en my afhang nie, maar van hom alleen. So wat beteken die hemelvaart vir jou en my as kind van die Here? Wat 'n versekering bied dit vir ons? En daar is 'n paar gedagtes wat ek vinnig met u wil deel. En die eerste een wat vir my uitstaan is, die hemelvaart beteken 'n nuwe tydperk. Die woord van die Here praat vir ons daarvan in Hebreërs 1 vers 3. Hy sê, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, daar is hy, en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Hierdie laaste woorde, dis wat die betekenis is van die wonder van sy hemelvaart. Hy het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogste. En is wonderlik om te weet dat hy daardie een is wat dit spesifiek vir ons kom doen het. Dis 'n nuwe tydperk wat aangebreek het vir jou en vir my as kinders van die Here, om te weet dat die koning wat ons dien is nie meer maar net soos elke een van ons in die stof van die aarde nie, maar hy bekleed die hoogste posisie in ewigheid. Hy is op die troon van die heelal. Hy is die afskynsel van God se heerlikheid. Hy is die afdruksel van God se heerlikheid. Hy is die bewerker van enige reinheid, enige skoonheid, enige iets wat lewe is hy die bewerker daarvan. Ja, hy is die gewer van alle lewe. En daarom is dit wonderbaarlik om te weet dat hy is die een wat vir ons dit kom bevestig deur die hemelvaart. Die hemelvaart sê vir ons een ding, dat hy is die een wat vir ons daar in die hemel in daardie troonposisie is. Ons dien nie maar net 'n God wat 'n beeld is of 'n stam is of 'n stomp is of 'n klip is nie. Ons dien 'n God wat op die hoogste troonposisie sit. Hebreërs 1 vers 14 sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die seun van God, laat ons die belydenis vashou. 'n Groot hoëpriester wat vir ons deur die hemele deurgegaan het. Wat hy alles deurgegaan het, het hy vir ons deurgegaan, sodat ons vandag daar die bewustheid kan hê, ons koning is in vol beheer. Dis 'n tydperk wat vir ons aangebreek het, wat daar nog nooit vir ons was nie. Na die hemelvaart is hy vir ons die hoëpriester, wat voor God die Vader vir ons intree. Hy het juis vir ons die werk kom doen, sodat hy vir ons kon kom intree voor die Vader, en ons kan aan daardie hoop kan ons vashou. Ons kan daaraan vaskleef, omdat ons niks anders het om aan vas te hou, as dit wat Jesus vir ons verrig het nie. Hebreërs 7 vers 25 sê, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Na die hemelvaart leef hy vir altyd om vir ons as mensdom in te tree. In hierdie oomblik is daar 'n middelaar in die hemel, wat juis gefokus daarop is, om te red wat verlore gaan, om te soek die wat sterwe, om te ondersteun waar daar stikkend in nood is, juis omdat hy vir ewig leef, en nooit kan die lewe van hom af weggeneem word nie, want hy die dood reeds oorwin. Wat 'n wonderlike betekenis vir jou en vir my, in die hemelvaart,
dat Jesus vir ons dit kan verrig en dit vir ons is. 1 Timoteus 2 vers 5 sê die woord van die Here, want daar is een God en een middelaar. Daar is net een wat dit vir ons kan doen. Geen ander een kan dit vir ons bied nie. Niemand anders kan dit vir ons gee nie. Maar hierdie middelaar wat ons het, Jesus Christus, wat opgevaar het na die hemel, en hy is in die troonposisie van die heelal, hy het medelee met jou en my as mens. Hy het medelee met ons tekortkominge, sê die woord van die Here. Hy ken ons. Hy het ons aan mekaar geweef. Elke deeltjie van wie ek is en wat ek is, het hy kom skep en kom bou, en soos 'n puzzle in mekaar kom invleg. Hy het ons gedra tot waar ons is. Elke liewe asem, elke liewe hartklop, elke liewe tree, elke liewe beweging, elke liewe oomblik is in afhanklikheid van die Here. En sy hemelvaart wys ons hierdie wondere, dat hy is die een wat dit vir ons moontlik maak. As hy nie die dood oorwin het nie, as hy nie opgevaar het na die hemel toe nie, dan was ons aan onsself aangewese, soos elke ander gelowe daar is. Maar ons is nie aan onsself aangewese nie. Ons het hom, wat vir ons dit alles kom verwerk het. Daar's vanaand 'n verteenwoordiger vir jou en vir my in die hemel. Nie in enige plek nie. In die troonkamer van die hemel is daar iemand wat jou en my naam noem voor die Vader. Daar's iemand wat vir ons intree. Hoe oud of hoe jonk ek is vandag, hoe goed of hoe sleg ek is vandag, hoe mooi, hoe lelik, hoe ryk of hoe arm, hoe vet of hoe maar, maak nie saak wat ek dink ek is nie. Daar's 'n God in die hemel vandag wat vir jou en vir my intree. Dis wat die hemelvaart vir ons beteken. God tree vir ons in. Hoe wonderbaar. Is dit nie om vanaand maar net te onthou, daar's 'n hoëpriester wat medelee het met jou en my. Daar's vanaand iemand wat jou en my naam noem voor die troon van die heelal. Daar's iemand te midde van my foute, te midde van my tekortkominge, te midde van my sonde, te midde van my verkeerd in my lewe, is daar 'n God in die hemel wat jou en my naam noem voor die Vader. Daar waar ek en jy ons naam nie genoem kan kry nie. En ons weet die gesegde sê mos, dit gaan oor wie jy ken in die lewe. Wel bietjie meer belangrik is, dit hang af waar jou naam genoem word in die lewe. Hier is die God van die heelal. Met alle mag en alle krag. En ons is in daardie tydperk vandag waar hy juis vir jou en vir my intree in die hemel. En as dit nie was vir die hemelvaart nie, het ons nie daardie waarborg gehad nie. Jesaja 59 sê, ek het julle name in my handpalms gegraveer. En wanneer hy daar in die troonkamer van die hemel voor die Vader sit, en hy homself neerbuig, en hy kom intree vir jou en vir my, en hy kyk na sy hande, dan sien hy jou en my naam in sy hand gegraveer. Hoe wonderlik is dit nie? Hy pleit vir genade. Hy speel nie koning nie. Hy speel nie wêreld nie. Hy speel nie wie se beheer nie, hy wonder nie, hy weet. En hy wat weet, kom noem jou naam in die troonkamer van die hemel. Hemelvaart sê vanaand, daar is een soos ek en jy, wat bloed deur sy are gepomp het. En daardie een het opgevaar na die hemel, en hy verstaan wat ek en jy deurmaak. Hebreërs 2 vers 18 sê, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. En ons gaan deur versoeking, en ons gaan deur hierdie uitdagings, maar hy het medelee en hy het begrip vir wat ons deurmaak, hoe swaar of hoe moeilik dit ook al is. Hy dra ons. Hebreërs 4 vers 15 sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Wat 'n wonderlike voorreg. Jesaja 53 sê, hy is die man van smarte en krankhede, hy is bekend met dit alles. Daar's niks wat jy hom kan vertel van swaar kry nie. Daar's niks wat jy hom kan vertel van seer hê nie. Daar's niks wat jy hom kan vertel van moeilike tye nie. Hy het nie eens 'n kussing gehad om sy kop neer te lê nie. Dis die swaar lewe wat hy geleef het. Nie wat vandag in kerke verkondig nie, maar dit is wat hy geleef het. En hy tree in vir jou en vir my in hierdie aand. Lukas 22 sê Jesus vir Petrus dat hy vir hom bid dat sy geloof nie sal ophou nie. Vanaand is daar 'n God in die heelal, in die troonkamer van die hemel wat vir jou kom intree in gebed, dat jou geloof nie sal ophou nie. Wonderlik om te weet dat die hemelvaart het hierdie tydperk vir ons ingegaan. Om vir ons te weet daar's 'n God wat vir ons intree in gebed. Efesiërs 1 vers 20 sê, hy is die hoof van die gemeente, en dis nie 'n dominee nie, en dis nie 'n kerkraad nie, en dis nie 'n individu nie, dis nie ou met die meeste geld, of die ou met die meeste besittings nie, dis God, en dis God alleen. Hy is die een wat die hoof is van die gemeente, en niks en niemand anderster slaan die gitaar in die kerk nie, hy is die een in beheer.
en sy hemelvaart sê dit. Kolossense 1 vers 18 sê, alles is onder sy voete gestel. Filippense 2 vers 9 sê, hy is uitermate verhoog, bo alles, daar's niks wat met hom vergelyk nie, daar's geen naam bo sy naam nie, hy is die enigste een, en hy is die een, wat in hierdie oomblik vir jou en my intree. Psalm 110 vers 1 sê, die Here het vir my Here gesê, in sy drie eenheid is hy in gesprek met homself, en hy praat met homself oor hierdie wonderlikheid, om siele te red, en lewens nie te maak. Daarom sê die Latynse woord vir ons, carpe diem, gryp die kans, gryp die geleentheid, om God te eer, vir sy hemelvaart, om vir ons te sê, daar het 'n nuwe tyd aangebreek, vir jou en vir my. God tree vir ons in. Jesaja 55 vers 6 sê daarom, soek hom terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Terwyl hy nog vir jou intree, is hy nog nie op hierdie oomblik die een wat die uitspraak lewer nie. Hy's nog nie die een wat die oordeel lewer nie. Hy's nog besig om te soek en te red. Daarom soek hom terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, hy staan by die deur en hy klop. As iemand sy roepstem hoor, as iemand hoor, hy klop aan die deur, en die deur oopmaak, sal hy ingaan, en saam met jou maaltyd hou, en jy met hom. En hierdie oomblik, klop hy aan hartsdeure. En ons kan hom nie vier, en ons kan nie deel in daardie lofprysing en jubel voor die Here, as ons nog nie die hartsdeur vir hom oopgemaak het nie. Johannes 14 vers 13 sê, en wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen. Johannes 14 vers 12 sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader toe gaan. Dis die wonder van die hemelvaart, dat daar 'n tydperk aangebreek het vir jou en vir my, toe hy opvaar na die hemel, dat ons kan voortgaan met sy werke, om te soek en red, om te help en te dra, om met koorde van liefde mense te kan trek, nader aan die Here. Johannes 17 vers 1 sê, dit het Jesus gespreek, en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u kan verheerlik. Dis hierdie tydperk wat aangebreek het, waarin ek en jy kan deel in die verheerliking van die Vader. En daarom sê hy vir ons in Johannes 14, vanaf vers 1, die volgende gedagte. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hemelvaart beteken, daar's vir ons 'n nuwe woonplek in die hemel. Ons staan in verwondering oor die 7 wonders van die wêreld. Ons staan in verwondering oor dit wat eintlik onder die sonde vloek is. Die mooi natuurskoon wat rondom ons is eintlik beïnvloed deur sonde. Daarom is daar dorings, daarom is daar distels, daarom is daar bossies wat groei. Kan jy jou indink wat wag op ons, as ons dink aan hierdie nuwe woonplek, wat hy vir ons bou? Hy het dit wat ons vandag hier sien, in 6 dae gebou, en hy het dit afgehandel, en hy hou dit in stand vir die laaste 6000 jaar. En hy doen hierdie wonderlike werk met hierdie skepping, dat elke deeltjie daarvan klokslag loop. Dis die woonplek wat hy in 6 dae gemaak het, en vir meer as 2000 jaar reeds vandag, is hy besig om te bou in 'n woonplek vir jou en vir my, as kind van die Here. En as jy vandag die getuienis in jou hart het, dat jy jou hart oorgegee het, en jou hart oopgemaak het vir die koning van die konings, as jy berou gehad het vir jou sonde, gesê het, Here, hier is ek, verlore sondaar, Here, kom maak my nuut, kom maak my u kind, dan het jy hierdie wonderlike bewustheid, daar's vir jou 'n woonplek vir 'n ewigheid lank, in die teenwoordigheid van die Here. Weet jy wat beteken dit as ons sê, hy bou al reeds vir 2000 jaar in jou woonplek? Dit beteken, is al 104.000 keer meer, wat hy in jou woonplek in die hemel spandeer, as wat hy in die hele skepping op die aarde gespandeer het. Hy is die argitek, hy is die bouwer, hy is die instandhouer, hy is wonderbaar, omdat hy dit alles onder sy beheer het. En jou en my gedagtes kan gevul word om te dink aan dit, wat hy vir ons in die hemel verrig het. En hy is steeds besig, want die woord van die Here sê vir ons, dat wanneer daar die woonplek klaar gemaak is, dan gaan hy weer kom om ons te kom haal. Dit versterk ons geloof, dit gee ons moed, dit gee ons spoed, dit help ons om te volhard, want daar wag iets wonderbaars.
Die woord van die Here sê dat die hemel is daardie blyplek wat daar vir jou en vir my wag, met strate van goud so suiwer soos wat jy nog nooit gesien het nie, met mure wat vol edelgesteentes is. Nee, nie net vol van dit vir dekorasie nie. Die hele muur is 'n edelgesteente, sê die woord van die Here, vol van allerlei diamantgesteentes. 12 poorte wat so groot is soos 'n parel. Die hele poort is een parel. Hierdie woonplek het die skoonste riviere. In hierdie woonplek wat ons van praat, is die troon van God vir ons almal daar. In hierdie woonplek is daar die boom van die lewe. Daar sal geen dood wees, daar sal geen pyn wees, daar sal geen smart wees nie. En weet jy wat sê die woord van die Here vir ons? Daar's 'n hemelstad wat uit die hemel uit sal neerdal. En hierdie hemelstad is so wonderbaar. Die woord van die Here leer ons hy's 2235 km in daardie rigting, en 2235 km in daardie rigting, en 2235 km in daardie rigting. Dis die grootheid van hierdie stad. Net om perspektief te gee, die Kaap is 1200, 1300 km van hier af. Dis die grootheid van die hemelstad. Dis die woonplek wat hy vir ons gaan bou het. Kan jy jouself indink aan die heerlikheid wat op ons wag, waar daar nooit weer sal trane wees nie, waar daar nooit weer duisternis sal wees nie, waar daar nooit weer sonde sal wees nie, waar jy altyd in sy teenwoordigheid kan wees. En die hemelvaart sê, ek het gegaan om vir jou plek te gaan berei. Die derde een wat vir my uitstaan, vind ons in Johannes 17 vers 4. Ons weet, die hemelvaart beteken God is die waarmaker van sy woord. Johannes 17 vers 4 sê vir ons hierdie woord, hy sê, en ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het, om te doen, het ek volbring. Elke deeltjie van die werk wat God vir my gegee het, het ek in detail volbring. Soveel profeseë van die Here Jesus, het hy self kom waarmaak, van sy geboorte, sy lewe, sy wonderwerke, sy kruis, sy dood, sy opstanding, sy hemelvaart, sy inneem van die plek van die troon van die hemel, elke deeltjie daarvan het hy self waargemaak. Hy het sy gees gestuur op 'n sendingreis na hierdie aarde om ons te kom ondersteun en ons te kom onderskraag. Maar die werk wat hy gedoen het, het hy volbring. Hy het dit afgehandel. Daar's geen deel daarvan wat hy nie self waargemaak het nie, want hy alleen is die waarmaker van sy woord. En elke deel van hierdie sendingreis van Jesus Christus na hierdie aarde toe was 'n sukses. En geen deel van sy werk op aarde was nie suksesvol nie. Hy het nooit een keer gesê oeps nie. Hy het nooit een keer gesê o gats nie. Hy het nooit een keer gesê o wat nou nie. Nooit ooit het hy een keer 'n fout gemaak nie. En die deel wat voor die grondlegging van die aarde alreeds vas was, het hy kom volbring. En die hemelvaart sê vir ons, hy is die waarmaker van sy woord. Hy het die ooreengekomme prys kom betaal vir jou en my siel. Hy het suksesvol gesoek en gered die wat verlore gaan. Hy het suksesvol die loon van sonde kom betaal. Hy het suksesvol die skeiding tussen God die Vader en die mens kom uitwis. Hy is die een wat die besoedeling van sonde suksesvol kom teewerk het. O vriende, hy was nog altyd die waarmaker van sy woord. En die feit dat jy vanaand hier sit is nie per toeval nie. Want die woord van die Here is vir elkeen van ons harte bedoel. Hy herbesin nooit en sê, kom ons probeer plan B nie. Hy weet alles. En hy het reeds alles in fyn detail beplan. Hy het vanaand voor die grondlegging van die aarde al reeds in sy plan gehad en geweet van elkeen wat hier gaan instap, God bly in beheer. Daarom sê Numeri 23 vers 19, hy is nie 'n mens dat hy sou lieg of 'n mens se kinders dat hom sou berou nie. Hy gaan nie iets spreek en dit nie waar maak nie. Hy gaan nie iets sê en dit nie doen nie. Die werk wat hy my gegee het ek volbring. Die hemelvaart sê sy bediening het hy volbring, suksesvol. Sy kruis het hy volbring, suksesvol. Sy begrafnis het hy volbring, suksesvol. Deurgedaal na die doderyk waar hy die evangelie gaan verkondig het, suksesvol. Opgestaan uit die dood, suksesvol. Opgevaar het. En hy is die enigste een wat op die troon ooit toegelaat word. Suksesvol. En weet jy wat? Weet jy wat sê die hemelvaart nog vir ons? Die hemelvaart sê as hy die waarmaker is van sy woord, dan sal sy bruid suksesvol wees. Die hemelvaart sê sy kerk
sal suksesvol wees. Sy volk sal suksesvol wees. Sy skepping sal suksesvol wees. Sy oordeele sal suksesvol wees. Geen deel van dit wat hy sy hand inslaan sal nie suksesvol wees nie. Want sy woord is altyd ja en amen. Ons sien ook die laaste ene. Die hemelvaart beteken ook 'n wonderbare voordeel vir jou en vir my. Johannes 16 vers 7 sê die woord van die Here, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle toe kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Dis voordeel, want daar is 'n helpende hand vir jou en vir my, die Heilige Gees wat vir ons gestuur is, om ons te kom ondersteun in ons tekortkominge, om ons te kom dra in ons moeilike dae, daardie eenry voetspore, daardie moeisame dae in ons lewens, is die Gees van God daar, en hy's gestuur vir jou en vir my. Wat 'n voordeel, dat hy vir ons gestuur is. Daar's 'n belofte, dat hy weer gaan kom, en sy Gees kom dring ons om vas te hou, en vas te staan, tot hy ons weer gaan kom haal. Sy Gees het gekom, sodat ons kan troos vind, sodat ons kan hulp vind, sodat ons leiding kan vind en krag kan vind, sodat ons lig kan vind en waarheid kan vind, want hy lei ons in die volle waarheid. Dis die wonder van die Gees van God. Dis die voordeel vir jou en vir my. Hy's 'n trooster vir ons, daarom is dit voordelig. Dis voordelig vir ons, want toe die Here Jesus op aarde was hy beperk gewees tot een lokasie. Hy kon hier wees, of hy kon in die Kaap wees, maar hy kon nie hier wees en in die Kaap wees nie, want hy was bekleed met 'n liggaam soos jou en myne. Maar toe die Heilige Gees gestuur is, was dit vir ons voordelig, want hy is nie beperk deur spasie of deur tyd nie. Hy's hier, hy's by die huis, hy's by die werk, hy's by die kerk, hy's op enige plek op dieselfde tyd, want hy's buite tyd en buite spasie. Dit is 'n wonderlike voorreg. Want die woord van die Here leer vir ons dat daar vir ons 'n groot voordeel is in hom wat vir ons gekom het. Nou in die antieke wêreld was daar 'n ding wat gebruik was in die hawens. Dit is 'n loodsbootjie wat ons in ons dag van sou praat. Nou die loodsbootjie is iets baie interessants. In die Griekse taal praat hulle van die prodromos. Hierdie prodromos is 'n bootjie wat voor 'n groot skip moet uitvaar, en 'n groot skip aan hom vasgemaak hou met toue, en dan trek hy hierdie boot deur die hawe om veilig te kom, sodat hy kan dok by die plek waar hy moet wees in veiligheid. Dis vir jou en my voordelig dat die Here Jesus opgevaar het na die hemel, want die Heilige Gees is ons prodromos. Hebreërs 6 vers 20 sê, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Hy is die een wat vir ons vooruitgetrek het, soos daardie loodsbootjies, soos daardie prodromos, om vir ons te lei in die hawe van die ewigheid in, om te kan dok in die ewigheidshawe, wanneer ons daar aan die einde van hierdie lewe kom, wanneer Jesus ons kom haal, sodat ons veilig by daardie ewigheidshawe kan uitkom, en sonder hom is daar geen kans dat ons ooit daar kan kom nie. Hy is die een wat ons trek met koorde van liefde, tot by die plek waar ek moet dok, in my laaste beweging, voor my ewigheid aanbreek. Wat 'n voordeel, dat God dit vir ons gedoen het. Die hemelvaart sê ook, daar's nog 'n voordeel. Hy hou die belofte, dat hy weer sal kom. Vers 11 sê, net soos hy gaan, so gaan hy weer kom. En nou vriende, die Here kom verseker weer. Nie weer as 'n baba soos die laaste keer nie. Nie weer om 'n kruis te kom dra soos die laaste keer nie. Nie weer om 'n bespotting te wees en om verag te wees nie. Maar hierdie keer kom hy vir 'n troon. Hierdie keer kom hy om te regeer. Hierdie keer kom hy om klaar te maak met alles wat goddeloos is en alles wat nie van hom af is nie. Dan sal hy die koning van die konings wees, wat sal sit op die troon in Jerusalem stad, en hy sal regeer vir 1000 jaar, en daarna sal ons met hom wees in ewigheid. Hy los vir ons 'n wonderbare geleentheid. Johannes kom by Patmos. In Openbaring lees ons Johannes kom by daardie eiland, en nadat die Here Jesus aan hom verskyn het en met hom gepraat het, was daar 'n gevolg gewees. Openbaring 1 vers 17 sê, toe val Johannes soos 'n dooie voor hom neer. Want Jesus lyk nou anders as wat hy ooit gelyk het. Want hy het opgevaar. En hy is nou in die volle heerlikheid van dit wat hy ooit moes beklee. Hy is anders geklee, hy is anders gegord, hy het 'n ander gesig,
Hy het 'n ander stem, want hy's bekleed met hemelse heerlikheid. En ek en jy het die wonderlike voorreg, dat ons maar net op ons aangesig voor God kan neerbuig. Want hy's vandag bekleed met hemelse heerlikheid. En hy is die enigste wese, wat vandag in die heerlikheid van die hemel hoort. Geen vlees of geen mens kan nou ooit wees. As mense vandag vir jou sê, hulle was in die hemel gewees, pas op, wees versigtig, want die woord van die Here leer vir my, enige iemand wat naby die aangesig van God gekom het mors dood neergeval. Toe Moses sê, Here, ek wil U sien, toe sê die Here, jy kan my nie sien nie, want as ek my vir jou wys, dan gaan jy mors dood neerval. En hy sê vir Moses, ek gaan jou tussen die twee rotse wegsteek, dan gaan ek agter jou verby beweeg. Ek dink Moses het gebrand, om sy aangesig voor God te kan lê. Wat 'n wonderwerk om te weet. Daar's vir ons 'n weg berei. Daar's vir ons 'n voordeel daarin, want hy gaan weer kom om ons te kom haal. En intussen het hy sy gees vir ons gestuur, om ons te dra, te versterk, te salf, te ondersteun, te lei, te roep. Hoe wonderlik vandag, om te kan weet die koning wie ons dien, is op die hoogste troon van die heelal. Mag die Here ons dring, mag die Here ons versterk, mag die Here ons herinner aan hierdie wonderlike voorreg, wat ek en jy het om hom te kan vier, omdat hy vir ons dit alles kom waarmaak het, deur die hemelvaart. Kom ons buig ons harte. Kom ons bid saam. Wonderbare Here, U grootheid is verstommend. En ons kom buig laag voor die voetbank van U genade, want U alleen is waardig. Het gaan nie oor 'n kerk of oor 'n mens nie, maar het gaan oor die troon van die heelal. En U het opgevaar, Here, en wat 'n wonderbare betekenis is dit nie vir ons in ons lewens, dat dit ons kan dring en kan trek en kan dryf nie. Want Here, U het voor ons uitgegaan om vir ons 'n pad te berei, om ons veilig te bring by daardie plek, sodat ons kan dok by die ewigheidshawe. En wie van ons kan ooit vandag onderskeid tref? Wie van ons weet wanneer dit ons dag is? Ja, Here, dit kan enige oomblik, enige een van ons wees. So help ons, Here, om baie versigtig om te gaan. Baie versigtig te wees, Here. Baie versigtig ingestel te wees, om te luister na U stem. Dankie vir U genade. Dankie vir U liefde. Dankie vir die wonder van U hemelvaart. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan 'n lied saam sing om die diens mee af te sluit. Ons Vader wat woon in die hemele, geheilig sy U naam. Kom ons staan en sing ons dit saam. Amen.
dankie dat u vanaand die tyd uitgekoop het om hier te wees. Mag die Here u seën. Mag die Here u herinner aan die wonder van sy hemelvaart. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy wonderlike vrede. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Gees met u elkeen wees en bly. Amen.